of dat iemand in die gehoor is, wat net vir my een rede wil gee hoekom u die Here wil bless. Ek wil die Here net beloof en prys, want hy is net goed vir ons. Amen. Amen. Samen. Die woord. Ek wil vandag die Here loof want ek het die voorreg om hier in die kerk te wees. Amen. Voorreg om in die kerk te wees. Halleluja. Dat het mooi om te sien hoe mooi die jacaranders. Halleluja. Ja, ons bly in die area waar die jacaranders nou so mooi is. Dis 'n voorreg om dit te sien. En te besef, dis die skepping van God wat hy vir ons so mooi gemaak het. En ons Nog enetjie. Maar gaan net daar bokant sien, dan gaan ek vir jou geleer. Ek is geblessed om my toekomstige man by my saam met my in die kerk te hê en geseën dat die Here hom vir my gegee het. Amen. Dis 'n braai baby wat so. Marie sê vir ons. Ja, dankie vir die reën, dankie vir geestelike reën. Ek vertrou eers hier omdat U nog nie te jaar het. Ek vertrou eers hier omdat U kom en die Here se naam wil groot maak en verheerlik. Ons het so nou vanoggend gekyk na Psalm 103 waar Dawid sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is. En dan sê hy, loof hom, vergeet nie een van sy weldade nie. Dis of hy ons op 'n punt wil bring. Hy sê nie van een van die weldade van die Here vergeet nie. Om ons op 'n punt wil bring waar ons rede het om die Here 24/7, 365 dae per jaar te loof. En as ons dink aan die goeie tierenheid van die Here, wat hy al vir ons gedoen het, ag, net vandat ons vanoggend opgestaan het, dan ons baie rede om die Here te loof. En ek wil vir u welkom sê, ek wil u nooi, kom ons gaan, deur by ons aanwesig, kom ons gaan in, en ons sê, loof die Here o my siel. Staan so 'n bietjie voor die spieël vandag, en praat vir jouself, maar praat vir jou diepe innerlike mens. Sê my siel, loof jy die Here vir hom. Kom ons sê vir die Here dankie. Hemelse Vader, laat dit kosbaar voorreg om hierdie omstandighede in die huis te kan wees. Omstandighede waar ons daagliks u goedheid ervaar, u goedheid beleef, Here. En ons wil vanmôre saam wees om daardie goedheid te besing, om aan u alleen die lof te bring. En ons wil vra, kom Heilige Gees, kom bewoon daardie lof oomblik vanmôre. Wil u naby aan elkeen van ons kom? Wil u ons elkeen kom aanraak en ons oplig, soos ons u naam verheerlik en groot maak in hierdie oggend, is ons gebed in u kosbare naam. Seën ons in ons samesyn hier. Seën ons in alles wat gebeur. Heilige Gees, kom beweeg op u eie wyse en kom raak ons aan. Is ons gebed in die naam. Amen. Dan sal ons gaan ons aan en ons sing op die Here sal.
ons hulle ons in die tweede keer en nu weet die saam met hom, want dan nu weet vermeer. Amen. Ons Ons sal
van alles, U kent alles. U kent elkeen van ons met hier opgekomen geboren. Here, in ons hart is 'n loflied, in ons lippe is 'n lofsang, om die naam groot te maak en te verheerlik. Ons wil dit doen, Here, maar in ons diepste nood is U ook hier, in ons lofsang. En in ons diepste nood weet U van elkeen van ons. En ons wil dit ook voor U kom neerlê vanmôre. Ons wil ons diepste nood na U toe bring vir 'n aanraking in hierdie oomblik. Wil U mooi ons saggies plek neem, vanweer hierdie deel van die sin, in my diepste nood. Wil U uitnooi as U gebed nodig het vanmôre. Wil U sommer direk kom na vore en ons gaan saam met U bid. En ons gaan U opdra. Weet U van U met 'n nood oorgekom vanmôre. Maar weet dit, Here ken jou diepste nood. En ons gaan dit na hom toe bring. En dit ook voor hom kom neerlê. Kom ons sing hierdie deel van die lied nog hier saam. Gaan U nooi, as U gebed nodig het. Ons gaan weer 'n keer sing.
ons voor U kan leer. Nergens anders nie, net voor U. En ons wil U vanmôre loof en eer daarvoor. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Heilige Gees, vir ons. Dankie dat ons die beweging gewaar. Wil ek net in die stil kom, so tussen die banke hier gebeur. En die arm om ons skouers sit. Halleluja. 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 En dan weer ons musiekspan. Aanbieding, diening vanmôre is kosbaar. Wonderlik om so oor die salwing van die Heilige Gees. Wat is dit? En bewaar hier. Wees hier dan met versoeke oor. En die kindertjies maar ons sal het persoonlik versoek. En kom op bid. Dat die Here sy arms op hom gaan slaan. En hy gaan steel. Soos hy in die Bybelse tyd gebied. Waar die kindertjies handen te bring. Kom ons bid vir ons kinders. Kom ons drade op aan die Here. En vertrou dat die Here hulle gaan weer dra en gaan versterk. Nou daar iemand is, ek hoor op theater dat die dalk met ons wil deel. En gemeente, ek weet nie baie dankie, maar ek denk daarom kom ek gaan jy vanaf so in telefoon terwille van die opname. Goeiemôre almal, ek geseën gaan met julle almal. Terwyl ons vanoggend so praat van ons eerste lied gesing het van waarvoor is ons dankbaar en ek wil dit noem en ek wil dit graag noem. Ons was gister by so 'n tipe van 'n vrouekonferensie gewees, nie regtig nie, maar ons het klomp vrouens saam met wat ons ladies Bibles het saamgekom en ons het 'n opname gekry van die Bybel. En in die opname die heel begin praat hulle van die woord. En ek wil vanoggend vir julle dankie sê vir sy woord. Weet julle hoe baie mense is daar in die wêreld? Ek praat nie van Suid-Afrika nie, ek praat van Amerika nie, ek praat van lande wat nie 'n woord, nie 'n Bybel, 'n volledige Bybel soos hierdie het nie. En in ons huise is daar partykeer meer as wat ons gaan gebruik. Bybels lê stof opgaan. Bybels word nie meer nader getrek en gelees nie. En toe ons gister 'n video van so 3 minute gekyk het waar hulle net die Nuwe Testament vir 'n traaipak, kan hulle nie onthou wat dit is nie. Maar daai dankbaarheid op daai mense se gesigte, daai absolute dankbaarheid wat ons het vir die woord van God. Ons besef nie wat dit is om 'n Bybel in ons hand vas te kan hou nie. Daar's lande waar hulle bladsye uitskeer en mekaar verdeel, net om 'n gedeelte van die Bybel te kan lees. En ons het die woord by ons. Ons het soveel vryheid om die Bybel te kan lees en ons lees nie meer die Bybel nie. Hoeveel van ons trek nog elke dag die Bybel nader en lees uit God se woord uit? Ons wil baie keer sê, maar ons wil nie God praat nie, van die woord van God. Maak daar daai oop. Die Here gaan met jou praat. So ek wil net vandag vir elkeen bemoedig, net vir elkeen vandag sê, hierdie is God se woord. As jy wil hê hy moet met jou praat, maak die Bybel oop. En ek sê net vir die Here dankie. Amen. Baie dankie. Eerst moet ik weer baie dankie sê vir voorreg. Want ek weet in my kerk kom van die regte gehoor word. Ek praat nie van hoor nie, maar van ervaar. Dat jy deel word van die gebed. Is binne jou. En dit is regtig gebed, dis 'n voorreg om te sien. Gister het ons die voorreg gehad om na Willem te gaan. Daar waar hy is. Ek wil so weer dankie sê dat ek julle kan dien. Amen. Ik heb maar gehoord. Ik heb jullie genoeg kan doen.
loof die Here, want dit is so skaars. Liefde is so skaars. Om te sê, jy het mooi of nie. Ek waardeer jou niet. Dit kost niks. Maar ek ervaar dit hier, dank die Here daarvoor. En dan is daar honderde ander kerke wat meer, ek weet nie wat hulle meer neem, dit is so vol is nie. Ek wil sê, ons is genoeg. God is genoeg. En hy is altyd gereed om ons te help. Moenie moeg word, moenie blank word, moenie bang word, as jy bang kollegas nie. Weet, God is hier. En as daar baie seer en langs is, soos Pastor altyd gesê, vat dit vir jou. Moenie stil sit nie, gryp dit aan. Geniet dit. En julle, ek kan nie my arms optel, ek kan nie meer skouers vandag. Maar wees so weer op jou een keer op jou genade gewees. Ek het net weer my hand en die soep met sy klein kan vat. So hoog as ek kan. Reik jy daar uit te gryp die Here aan, terwyl jy kan. Dis nodig om die Here te wys, jy is lief vir hom. Jy soek hom en hy is lief vir ons. Here, ons lê ons hande op die skouers nou. Dankie Here, dat by U niks onmoontlik is. Dat genesing deel van U bediening is. En ons wil vanmôre hierdie skouers van Magnet opdra aan U. En ons wil bid en vra, Here, wil U 'n goddelike aanraking stuur. Here, alles is net sterk genoeg om aan op te lig, om U te loof en te prys. Wil ons vanmôre ons hande op die skouers plaas en ons wil bid en vra dat U goddelike krag nou weer sal vloei, Here, dat U hierdie liggaam sal aanraak met 'n genesingskrag en dat U vir Magnet 'n wonderwerk sal doen in U kosbare en U lieflike naam. Amen. Amen. Halleluja. U kan laai na Jesaja die 12de hoofstuk, as u saam met my wil volg, of u kan saam met my op die skerm hier agter my volg, want dit daar verskyn. Ons gaan die hele hoofstuk lees, net 6 verse, baie kort hoofstuk, maar eintlik 'n baie besonderse hoofstuk hier in Jesaja. Hoofstuk is nogal vir my kosbaar gesange van bevryding. En in die dag sal jy sê, dank U, sal jy sê, ek dank U Here, dat U toornig op my gewees het. U toorn is afgewend en U het my vertroos. Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my besalling. En hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde by die fonteine van heil. En julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is, psalm sing tot eer van die Here, want hy heerlike dinge gedoen. Laat dit bekend wees op die hele aarde, juig en jubel oor inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Ek wil die tema van my boodskap vanmôre uit die derde vers haal van die gedeelte wat ons gelees het. Die tema van my boodskap is skep by die fontein van redding. En julle sal water skep met vreugde uit die fontein van heil. Die Amplified stel dit so, therefore with joy you will draw water from the springs of salvation. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, is 'n danklied wat deur verloste mense gesing word. Israel in hierdie stadium, alles wat hulle al deurgegaan het tot hier, kom die profeet. Die Here sê deur die profeet vir Israel, julle sal 'n danklied sing, 'n loflied
van verlossing. En as ek luister na die woorde, kom ek agter dat verloste mense is gelukkige mense. Dit maak nie saak wat die omstandighede is. 'n Verloste mens is 'n gelukkige mens. Iemand met 'n lied van dankbaarheid in sy hart. Daardie tipe dankbaarheid wat jy nie kan keer nie, wat jy nie kan inperk nie. Daardie dankbaarheid waarin jy uiterlik wil gee en jy soms vir jouself voel, maar jy is nou heeltemal af. Maar daar is net so 'n dankbaarheid in jou hart of niks, nie eers die sorge van hierdie lewe, daardie dankbaarheid kan keer en die uiting wat jy wil gee. Israel sing hierdie lied uit dankbaarheid omdat die Here hulle lot verander het en hulle verlos het uit 'n baie swaar en moeilike omstandighede. En die verwysing na verlossing kom keer op keer voor in die eerste 2 verse van die lied en dan verder ook. En dit bring eintlik vir ons die kern van God se verlossingsplan na vore. Want die kern van God se verlossingsplan is die redding van die mens van sy sondige toestand en die herstel van die verhouding tussen God en mens. Dis die kern van God se verlossingsplan. En wanneer die Bybel praat van heil, dan verwys hy na God se verlossingsplan, na sy reddingsplan. En as die Here dan sê deur die profeet, julle sal met vreugde skep uit die fontein van heil, dan sê hy, julle gaan met blydskap skep en drink uit die fontein van God se verlossingswerk. En ek wil môre vir u sê, dat daardie fontein van God se verlossingswerk is 'n fontein wat nie opgehou vloei die dag toe jy tot wedergeboorte gekom het nie. Dis 'n fontein wat vandag nog vloei en weer gaan vloei en ons gaan nou so 'n bietjie na die ewigheid daarvan kyk, maar dis die kern van God se wonder, van God se verlossingswerk. En dit behoort die plek te wees waar elke mens, elke geredde mens die hoogste vlak van vreugde geniet en die gelukkigste is. Daar waar jy besef en ervaar wat God se verlossingswerk in jou lewe kom doen. En as ons dit mooi gaan ontleed, kom ons agter, daar's 'n verband tussen verlossing en vreugde. 'n Verband tussen verlossing en blydskap wat ons in ons lewens ervaar. Wanneer iemand verlos word, ervaar hy 'n diep en blywende vreugde. Dis nie net 'n tydelike geluk wat jou in die oomblik uit so 'n bietjie oplig en optel en wanneer dit verby is, dan is jy maar weer terug in die gat en voel jy maar weer sleg oor dit en dink jy maar weer daaraan nie. God se verlossingswerk is 'n ervaring van 'n diep blywende vreugde, 'n vreugde wat standhou selfs in die moeilikste van tye. En hierdie vreugde kom uit, en jy moet mooi luister hierna, hierdie vreugde kom uit 'n skoon gewete. Die fontein van heil was jou gewete totaal skoon, sodat jy onskuldig voor God staan, rein gewas deur die bloed van Jesus. Dis 'n vreugde wat kom vanuit 'n lewende verhouding met God. Dis 'n vreugde wat kom vanuit die wete en die kennis en die ervaring van ewigheid. En dit bring hoop vir enige mens. Nie die ervaring en die wete
dat ek nie vir altyd op hierdie aarde gaan wees nie, maar dat ons iewers van hierdie aarde met sy smart en verdriet verlos gaan word, en ons ewig by die Here gaan wees. Bring vir my hoop, wat hy wil laat jubel en huppel van vreugde en blydskap en 'n wete dat die fontein van heil is besig om my te beskerm en my te bewaar en my voor te berei vir dit. Hierdie vreugde kom vanuit 'n nuut gevonde betekenis vir die lewe. Want 'n mens ontdek iets van die lewe wat jy nooit voorheen ondervind het nie. En dit bring 'n blydskap wat jy nie kan beskryf nie. In Psalm 51 vers 14 kom beskryf die psalmdigter dit so, en hy bid eintlik en ek wonder of hy in hierdie oomblikke was van swaar kry en verdriet, en hy sê maar Here, verlos my van die skuld van bloedvergieting. O God van my verlossing, en my tong sal jubel oor u geregtigheid. Ek sal bly wees oor u geregtigheid. En dis presies waarvan die woorde van die lied wat ons gelees het praat in vers 3. Wanneer hy vir ons sê met blydskap, met vreugde sal hy skep. Sal ons skep in die fontein van heil. Wanneer die Bybel verwys na water wat lewe gee, dan verwys hy na 'n geestelike konsep van vervulling. Iets wat absoluut noodsaaklik is vir die ewige lewe. Want 'n gebrek aan geestelike vervulling kan lei tot 'n lewe waarin die ou vleeslike natuur nie heeltemal gekruisig word nie. En dit is die gevolg dan dat die werke van die vlees dominant bly en dit manifesteer in 'n lewe van val en opstaan. Daarom is dit nodig dat jy kon sing. Voor u lê ek my lewe neer, dat ons hele lewe sal kom neerlê. Dat ons nie in die gees sal kom neerlê, dat ons nie in die emosies sal kom neerlê, maar dat ons vleeslike mens heeltemal voor die Here gaan neerlê, dat ons hartseer en ons pyn en ons verdriet en die dinge van die verlede wat ons soms wil vashou voor die Here kom neerlê en sê, hier lê ek my nou neer en ek kom skep van die fontein van heil. Ek kom drink vandag van die lewende water wat u gee, sodat daardie water my gees kan kom vernuwe en in my gees kan kom inspoel en dit kan kom skoonmaak en dit herstel en dit opnuut verbind met u Heilige Gees en my absoluut op 'n plek plaas waar ek die noodsaaklikhede vir die ewige lewe sal begin ervaar terwyl ek nou nog hier op aarde is. In Johannes 4 is die Here in gesprek met 'n Amerikaanse vrou na die punt net by die dorpie Sigar. Ag, ons almal ken daardie verhaal baie goed, maar dit is vir my so kosbaar. Terwyl die Here met hierdie vroutjie gesels, identifiseer hy die behoefte aan geestelike vervulling. Nie net aan die fisiese dors en die fisiese nood van die water wat sy kom skep. Hy identifiseer die behoefte aan die geestelike vervulling. Niks in haar lewe tot op daardie stadium kom nog vir haar daardie geestelike vervulling bied nie. En nou ken ons die verhaal wat sy in die Here oor gesels het. Haar lewenswyse wat sy tot op daardie stadium gehandhaaf het en in alles waarin sy vervulling gaan soek het en hoeveel keer sy dit herhaal het
kon nie vir haar daardie geestelike vervulling gee wat sy nodig het nie. Haar eie lewensstandaard was nie in staat daartoe om dit vir haar te doen nie. En die Here Jesus kom in 'n oomblikse tyd toe hy hierdie behoefte identifiseer, bied hy haar water wat lewe gee. En hy sê vir haar, as jy van hierdie water drink, dan sal jy die geestelike vervulling waarna jy so smaak, ervaar in jou lewe. Hy verduidelik ook, dit word die vervulling van God se totale beloftes aangaande die ewige lewe. En ek wil jy moet dit mooi verstaan vandag en mooi oplet, wanneer die Here Jesus hierdie water aan haar gee, om daardie spesifieke behoefte te kom vervul, bied hy aan haar iets wat die totale behoefte vir die ewige lewe kom vervul, sodat 'n mens gereed sal wees vir die ewige lewe en nie net vervulling sal kry vir dit wat hier op aarde gebeur nie. Dit sluit in 'n ewige aanraking van verandering van 'n mens se omstandighede. Dit sluit in die Heilige Gees vreugde en krag. En ek wil vanmôre vir u sê, wanneer jy die Heilige Gees vreugde en krag in jou lewe ervaar, dan is daar nie 'n aanslag wat jou van jou voete af kan ontstaan en glad lê nie, want daardie vreugde en daardie krag bring jou net eenvoudig elke keer terug na die fontein van heil toe. En wanneer die lewe begin swaar raak en die lewe jou begin druk en die omstandighede net al erger raak, gaan jy terug na die fontein van heil en jy gaan skep met vreugde, want daar by die fontein van heil God die volmaakte werk gedoen, sodat deur die lewe ons nooit van ons geestelike vreugde en oorwinningskrag sal kan ontneem nie, maar dat ons vir altyd by die Here sal kan bly. Halleluja. Jy skep 'n blydskap wat van binne af kom en nie afhanklik is van die omstandighede rondom jou nie. Die Here som dit alles net daar in 'n paar woorde op. En hy sê vir die vroukie, elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom gee, sal in hom word. Maar gebeur iets hier binne, nie buitekant sal omstandighede, hier binne, wanneer jy skep, by die fontein van heil. Daardie water, wanneer jy dit drink, word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. En tussen daardie oomblik, toe jy dit gedrink het en die dag wanneer ons die ewigheid ingaan, my broer en suster, gaan die duiwel alles in sy vermoë doen om jou 'n dors te gee wat nie geles kan word nie. Die duiwel gaan alles in sy vermoë doen om jou te pootjie. Die duiwel gaan siekte bring, die duiwel gaan armoede bring, die duiwel gaan hartseer bring, die duiwel gaan dood bring en hy gaan probeer om jou geloof te kom kelder sodat daar 'n dors in jou ontstaan wat nie geles kan word nie. Maar nou sê die Here, nee, die oomblik toe jy kom skep by die fontein van lewe en jy dit met vreugde kom doen en die duiwel se aanslag kan nie jou blydskap en jou vrede van jou wegneem nie, want die fontein van lewe is oop en dit borrel hier binnekant jou. Daar het iets gebeur wat 'n ongekende blydskap gebring word en hoe meer die duiwel uithaal, hoe meer is daar wat gaan uitstroom en uitspoel en daardie blydskap gaan net nooit uitgeput raak nie, want hy is geskep by die fontein van lewe met vreugde. Kom ons lees gou die Here se verduideliking van op. Ons kry hier die geestelike vervulling van lewe. In die situasie
Want baie mense soek die fisiese vervulling van die lewe. Hulle soek die emosionele vervulling van die lewe. En hulle kom nooit en ontdek nooit die geestelike vervulling van die lewe nie. Die fontein van water simboliseer die Heilige Gees en die ewige lewe wat Jesus alleen kan bied. Niemand anders en niks anders kan dit vir jou nie. En dit is so besonder. Die oomblik wat jy dit neem en daar die water drink, dan het jy die Heilige Gees en jy het die ewige lewe. Dis daar. Die woord opspring wys op iets wat lewendig en aktief is. 'n voortdurende bron van krag, hoop en geloof binne in iemand. Dit beteken dat die gelowige nie afhanklik is van die uiterlike dinge vir geestelike vervulling nie, want daar's 'n innerlike fontein van lewe wat deur God self gegee word. En dis die Heilige Gees wat inkom en ons net eenvoudig sterk maak om elke aanslag van hierdie lewe te kan weerstaan, en ons sterk maak om weer op te staan wanneer ons dalk geval het. 'n krag wat ons net eenvoudig ons dors totaal les en ons geestelik vervul. Dan sê hy tot in die ewige lewe, en dit dui aan dat hierdie water nie net vir nou is nie, maar dit lei tot 'n ewige verhouding met God. 'n verhouding wat net nooit gaan eindig nie. Wat gaan aanhou en aanhou en aanhou. Halleluja. 'n verhouding wat nie 'n einde ken nie. En die profeet Esegiel kom weer hier in Esegiel 47 en hy sien 'n visioen van water wat uit die tempel van God uitvloei. En hy beskryf dit so, en by die stroom sal aan albei kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle staan, luister gou mooi hier, die waters waar hulle staan, stroom uit die heiligdom van God. Die waters wat ek en jy kry, my broer en suster, wanneer ons gaan skep by die fontein van heil, is water wat vanuit die heiligdom van God kom, en daardie water is 'n vervullende water, wat die mense honger en dors les, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Die fontein van redding put sy krag direk uit die heiligdom van God. Put sy krag direk, sy verlossingskrag, sy reddingskrag direk van die troon van God, en vloei tot binne in my en jou, wanneer ons gaan skep by die fontein van heil, en dit red ons en dit genees ons en dit maak ons gesond, en ons dra vrug elke maand, 'n ander vrug, en die Gees van die Here is oor ons, en daarom sal die bose dit nooit kan oorweldig nie. Want daar is 'n sterker krag as die krag wat uit die heiligdom van die troon van God afkom, na my en jou toe. In Johannes 7 vers 38 neem die Here Jesus die vervulling van God se vreugde in 'n mens se lewe tot op die uiterste vlak. Hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, lewende water sal uit sy binneste vloei. Geestelik is daar nie meer wat ons kan kry. Daar's 'n oorvloed van dit wat ons skep by die fontein van heil.
en geestelik is daar ook nie meer 'n invloed van buite af nie. Alles gebeur nou hier binne, in ons hart, in jou emosies, in jou denke, en jou wil, en die Heilige Gees begin werk daar met jou met lewende water, wat genesing op genesing op genesing wil bring, lewende water wat jou krag op krag op krag op krag wil gee, vir alles in hierdie lewe, water wat jou net eenvoudig wil oplig, uit die omstandighede waar jy jou soms mag vervind, daar die omstandighede wat voel of dit jou totaal wil aftrek, nee, hier binne gebeur iets, want in ons denke is daar nou iets anders. Ons is vervul met God se geestelike water van vreugde, en daardie vreugde neutraliseer die hartseer van hierdie lewe. Daardie vreugde neutraliseer die swaarkry van hierdie lewe. En dis hoekom ek en u, kinders van die Here, self in die moeilikste en swaarste oomblikke 'n glimlag op ons gesig kan hê en kan sê, maar ek vertrou die Here. Ek het dit by die Here neergelê. Ek het dit vir hom gelos en ek vertrou dat hy dit gaan aanraak en dit gaan oplos. En ek wil vir u sê, nie 'n beter plek om enige probleem te gaan los as daar by die Here nie. Amen. Vervulling verwys na 'n gevoel van diep tevredenheid of lewenstevredenheid. Dit kan ook beteken om iets te voltooi of tot volle uitvoer te bring. En nou, wanneer ons dit verstaan, kan ons die essensie van goddelike vreugde en blydskap mooi verstaan. En ek sien die horlosie jaag nie. Ek my tyd om net hierdie plan te maak. Ek sal die res volgende week op 'n ander week bring. Maar ek my net kans om hierdie plan te maak. Die luister net gou mooi hierna, want die moet dit luister vat. God in die eerste plek elke belofte wat hy ooit aan die mens gemaak het, tot sy tevredenheid vervul. Nie tot my en jou tevredenheid. En het vervul tot sy tevredenheid. Ons deel vandag in die vrug van God se tevredenheid. Amen. Dis die beste plek om amen te sê. Ons deel in die vrug van God se tevredenheid in dit wat hy gedoen het. Toe Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, is alles rondom die mens se redding voltooi en afgehandel tot God se tevredenheid. Daarom het hy van sy eie seun gesê, dit is my seun, my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En wanneer ek en u in Christus is en in Christus lewe, drink ons daagliks van die fontein van redding en ons drink dit uit God se tevredenheid. Ons deel in daardie welbehae wat hy verklaar oor sy eie seun, daardie tevredenheid wat hy uitspreek oor sy eie seun. En ons drink en ons drink en ons deel daarin. Wat beteken dit dan vir ons? Wat beteken dit om te deel in die vrug van God se tevredenheid? Ons deel. En ek kan hier nou tot vanaand toe besig hou met hierdie gedeelte. Wat dit beteken, maar ons gaan net vir u so 4 dinge noem. Ons deel in vreugde en vrede wat jy net in 'n verhouding met die Here kan ervaar. En ons is ingesluit in daardie groep. Ons is deel van daardie groep. Daarom praat Paulus van 'n vrede wat alle verstand te boven gaan. Dis 'n vrede wat 'n mens nie logies kan verklaar. Dit kan nie in die menslike verstand beredeneer word nie. Ek dink
meeste van julle het al daardie ondervinding gehad, wat daar net skielik van die slegste nuus in die lewe na jou toe kom, en ek jou wil kelder, en dan gaan jy net eenvoudig na die Here en sê, Here, ek los dit by U. En dan kom 'n vrede oor jou. En jy kan nie verklaar iemand eintlik, moet ek jou laat worry. Dit moet jou laat bekommer. Jy moet stres daaroor. Maar daar is 'n vrede wat al daardie stres neutraliseer. En dis daardie vrede wat ons nie in menslike woorde kan beskryf nie. En dis juist daardie vrede wat 'n mens se hart en denke kom beskerm in die tye wanneer jou lewe so onder druk is dat jy dinge in menslikheid wil redeneer en jy wil opgee in geloof. 'n Deel van die vrug wat ons in God se tevredenheid geniet, is volkome beskerming. En Nehemia het vir my so mooi beskryf in 'n koortjie wat ons ook sing, Nehemia 8 vers 10. Die blydskap van die Here is julle beskutting. Moenie op 'n ander plek gaan beskutting soek nie. Moenie 'n ander uitkoms gaan soek nie. Moenie iewers anders gaan skuil nie. Gaan skuil binne die blydskap van die Here, want dit is 'n stroom van lewende water wat in jou binne is, wat binneste is, wat opborrel en wat uitvloei, en dit beskerm jou teen jou eie gedagtes, en jou eie denke oor die dinge wat met jou gebeur. Die vreugde wat God gee, is 'n bron van krag en beskerming vir my en jou broer en suster. Die derde een is die vrug van God. Dit bring ons weer in gemeenskap met God. Dit vat ons terug na die tyd van Eden. Waar God in die aanbidding het Adam en Eva gewandel het. En die vrug van God se tevredenheid. En sy sê weer welbehaag, vat my en jou terugsoek. Ons moet weer in staat om met God te kan wandel in hierdie lewe. Dan beleef ons tot die volheid van God se genade. Met ander woorde, God se liefde en seën wat aan mense gegee word, kom nie op grond van dit wat hulle verdien nie, maar hy gee dit bloot omdat hy goed is. Hy gee dit omdat hy God is. Hy gee dit omdat hy tevrede is met alles wat hy besluit het en alles wat deurgevoer is in sy seun Jesus Christus. En dit is die kernbegrip van die Christelike geloof. Gemeenskap met God gaan terug na die tyd van Eden toe. Die laaste een wat ek wil noem is, ons geniet die seën en volheid van die lewe. Wanneer 'n mens leef volgens God se wil, wanneer jy by die fontein van heil gaan drink, dan vind ons in die eerste plek redding uit 'n sondige toestand waarin 'n mens verkeer. Dit wat jou verskyn van God. In die tweede plek is daar verlossing van alles wat jou mag bind in hierdie lewe. Dit wat jou mag terughou en volkom van 'n volkome gelukkige lewe. Daar is verlossing uit alles uit by die fontein van heil. Dit bring jou op 'n plek van genesing van die seer wat die lewe tot hiertoe aan jou gedoen het en tot jou gebring het, maar ook genesing van fisiese siekte en oomblikke. Alles wat ons nodig het vir die hier en die nou in hierdie lewe, kry ons by die fontein van heil, maar ook alles wat ons nodig het vir die ewige lewe, kry ons by die fontein van heil en nergens anders nie. En as kies kan ek so iets nie negatief sê nie, maar ek wil dit sê. Jy gaan nie toegerus wees vir die ewige lewe as jy nie by die fontein van heil
gaan skep. Jy gaan nie toegerus wees om die ewige lewe te nader en in te gaan as jy nie drink van die water van die lewe nie. Ag, ek wil nog nie gepraat oor die kanaal van lewende water, maar kom ons los dit is wat te preek vir 'n ander geleentheid. Kom ons sluit af. Ons vat dit saam vanmôre. Die verband tussen verlossing en vreugde is dus dat verlossing die bron is van ware vreugde. Vir ons put ons ware vreugde vanuit die bron, die verlossing, wanneer 'n mens gered word van sonde en weer in 'n verhouding met God kom, vloei daar 'n vreugde voort wat nie afhanklik is van die omstandighede waarin jy jouself op sekere oomblikke bevind in hierdie lewe nie. Nee, jy is geanker in God se liefde en in sy genade en in sy beloftes en hy is volkome tevrede oor sy liefde aan hierdie wêreld, want so lief het hy die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Hy is ten volle tevrede oor sy genade wat hy aan die mensdom betoon en oor elke belofte wat hy ooit in die woord gemaak het. En daarom kan ek en u nie anders as in die tyd waarin ons leef om te gaan drink by die fontein van lewe en by die fontein van heil nie. En ek wil die aanmoedig terwyl ons musiekspan na vorentoe kom en ons 'n lied gaan sing wat ons gaan net laat leer besef wat beteken die fontein van lewe vir ons. Wat beteken die fontein van heil vir ons? Wil ek u aanmoedig, my broer en suster, bly by die fontein van heil. Wanneer jy oopmaak in die môre, skep by die fontein van heil. Wanneer jy deur die dag beweeg, skep by die fontein van heil. Wanneer jy in die aand jou oë sluit, skep by die fontein van heil. Want by die fontein van heil gaan jy verlossing kry. By die fontein van heil gaan jy redding kry. By die fontein van heil gaan jy vreugde kry. By die fontein van heil gaan jy agterkom dat daar 'n gelukkigheid in jou lewe is wat jy nie kan verklaar nie. By die fontein van heil gaan jy oplossing vir finansies kry. By die fontein van heil gaan jy oplossing kry vir jou kinders wat nie die Here wil dien nie. Skep by die fontein want jy gaan met vreugde skep daar. Dit gaan blydskap bring want jy gaan sien hoe die Here jou gebede antwoord en jou versoeke vervul omdat hy tevrede is met dit wat hy aanbied. Moenie ophou om te skep by die fontein van heil nie. By die fontein van heil gaan jy op 'n plek kom waar jy kan verklaar. He lifted me up for He planted my feet on the king's highway. And there's a reason. I will sing and I will shout. I will sing and I will shout, for Jesus came down and He lifted me up. Staan saam en dat ons rondom die naam van die Here voor ons gaan afsluit. Halleluja. Jesus came down.
Ons loof U. Staan so net so, ek wil vanaf net so 3 of 4 afkondigings vir U noem. Ons gedenkblad, wat ons al so lang wag, verspreid. Is daar in die portaal, jy kan sê kyk gerus daarna, die een wat ons bestel, sit die naam op die lys. Ons dit gaan voorlopig in ons prys van R180. Dit is 'n baie mooi blad. As u dit nie nou kan bybring nie, en wil baie graag laat hê, kom selfs met my. Ons gaan 'n reëling maak en ons gaan u help. Ek wil vir u noem dat volgende Sondag gaan ons groot Christus Maria saam met ons wees en ons kom bedien met die woord. Nie in onderdaanigheid van die Bybelgenootskap nie, in onderdaanigheid as 'n pensionaris. Emeritus pastoor, dat is in Pretoria, volgende week, en ek wil my beloof, al hier aan die begin van die jaar, as hulle weer in Pretoria is, om preek hy vir ons, en ek sien uit daarna, en ek vertrou u ook, en ek sien uit, en ek vertrou dat u allemaal hier gaan wees, en ons sal mooi volgehoor gaan gee, volgende Sondag dan, as door Christus Maria saam met ons, door Pretoria sê as daar van u is, wat lief is vir mugpampoentjies, kan u albei sy karre draai kom maak, en vir u pak die mugpampoentjies kom al daar, en dan laatste herinnering u net aan Pastor Jan Koetser se opleiding nou na diens hier in die bidkamer gaan kry vanaf verneem op die koffie die wil bywoon, en dan gaan ons aan daar en deel in hierdie heerlike, wonderlike woord. Ons sing nog 1 keer saam. Ons gaan nie afsluitend gebed volg. Ons gaan onsself uitsing met 'n vreugde en 'n blydskap. Hier lig dit ja. En dan sommer so in 'n stapie by uit gaan kry vir 'n koppie koffie en kuier so 'n bietjie lekker saam. Hier lig dit ja.